Wat van Abraham? Hoe lyk Abraham se lewe? Hy bly in Ur, maar God gee hom 'n opdrag om te trek uit sy land en vir die res van sy lewe is hy en bly in tente. Erflating, maar tot aan die einde van sy lewe grond nie. So hy het hierdie belofte na die land wat ek jou sal wys, want jy en hy trek rond en hy trek rond. En naderhand gaan hy dood en hy het nie die land geërf nie, hy het net geswerf. Hy word 'n groot nageslag beloof, maar toe hy oud was, was daar nog nie eers een kind nie. Hy leef 'n lewe van uitgestelde hoop. Uitgestelde hoop beteken, dit kom. Dit is nog nie hier nie, dit kom. En dit is 'n baie moeilike lewe. Abraham se vrou stel voor dat hy by haar slavin ingaan vir 'n nageslag en die slavin baar vir hom 'n seun, Ismael. Maar Ismael was nie deel van God se raadsplan nie en God sê vir Abraham om sy tienerseun Ismael en sy vrou Hagar weg te stuur die woestyn in. Dis iets wat ons baie keer mis. Ons lees dit so vinnig. Ismael was sy seun en Hagar was sy vrou. As dit nie sy vrou was nie, was hierdie 'n buiteegtelike verhouding en 'n buiteegtelike kind. En Vader sê, ja, stuur hulle weg. En hy doen. Hy gee vir haar die seun en 'n sak water en hy sê, daar's die woestyn, stap. Is dit 'n lekker lewe? Nou, hoewel dit sy seun was, het hy Ismael nooit weer gesien. En ons lewe ons lewens en ons kom by die aansluitings, ons kom selfs by 'n doodloopstraat. En ek sê, arme ek, hoekom is die lewe so verkeerd vir my? Hoekom het ander mense dit so maklik? Hoe maklik het Abraham dit gehad? As jy jou seun die woestyn instuur, wat is in die woestyn? Niks, jy stuur hom na 'n sekere dood toe. As Vader nie hulle lewens gered het nie, het hulle altyd in die woestyn omgekom van daar. Deur 'n wonderwerk word Sara wel swanger en sy baar vir Isak. Maar toe Isak 'n tiener was, gee God vir Abraham 'n opdrag om Isak te gaan offer. Hoe offer jy iets? Vat 'n mes, dan maak jy hom dood, dan sit jy hom op 'n altaar en dan verbrand jy hom. Nou wonder Abraham seker, dis Ismael. Ek wonder wat word van Ismael. Ek wonder of Ismael lewe. Ek wonder vir Isak. Sê Vader, vat vir Isak en gaan offer hom vir my. Wat 'n lewe. Die volgende dag gaan Abraham met sy seun en stap 3 dae tot by die plek waar hy geoffer moes word. Gelukkig, net voor Abraham vir Isak slag, hier 'n engel hom, en die kind se lewe word gespaar. En dan sit vir ons verby, maar watter trauma vir pa en seun. Hoe ons ook al na die situasie kyk, dink ek nie, dis 'n goeie herinnering as jy terugdink aan die dag toe jou pa jou feitelik doodgemaak het, met 'n mes. En pa wat terugdink aan die dag wat hy feitelik sy seun geslag het. Wat 'n lewe. Vir die res van sy lewe, as 'n ou man, swerf hy nog woestynvol en sterf sonder die land wat hy sou erf.